praising my Savior all the day long. Hallelujah, Vir die buig vanmôre, dat ons voor U kan staan vanmôre, dat ons U naam kan aanroep, hulde en ere aan U bring, Here. Omdat U God is, omdat U almagtig is, Here. Dankie dat ons kan proclaim vanmôre, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Ja, Jesus. Dankie dat ons kan proclaim vanmôre, dat en ons kan sê, daar is krag in die naam van Jesus Christus. Ja, Here. Dankie, Here, dat ons kan proclaim vanmôre en sê, Here, dat U het opgestaan en U het ons vrygemaak. Die bloed van Jesus Christus. Dankie. En daarom eer ons U, daarom loof ons U, daarom prys ons U, en daarom kan ons vanmôre kom in die autoriteit wat U ons gegee het, Here, en ons kan alles bind wat teen U staan. Ons kan elke ding vasmaak en bind vanmôre en sê, jy sal luister en jy sal gehoorsaam wees in die naam van Jesus Christus. En ons weier enige invloede, ons weier enige dinge wat kom interfereer, Here, waar ons saam is en die naam aanroep en die naam groot maak en die loof en die prys in Jesus naam. Glory, glory, glory to God. Glory to God. Daar's niemand soos U nie, Here. Niks is vir U onmoontlik nie. Daar's net een God, een Gees, een Here. God almagtig, drie-enig. Ons God, ons Vader, ons Seun, ons Heilige Gees. Ons bring U lof en eer vanmôre, Here. In die naam bo elke naam, die koning van die konings, die Here van die leerskare, Jesus Christus. Halleluja. 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 Prys die Here. Prys die Here. Halleluja.
Goeiemôre aan almal. Wie ek nog nie môre gesê het nie. Lekker vars en fris. Ek glo nie ons gaan aan die slaap raak nie. Is te koud daarvoor. Jy sien daar op die bord staan geestelike goggas met 'n scarecrow. Dis nogal baie goed gedink hoor. Spoggerig. Ek sê vir 'n jong man vanmôre, dis die tema is geestelike goggas en hy vra vir my, wat 'n prentjie moet hy daarby sit? Ek sê vir hom so 'n gremlin job. En hier kom hy met hierdie scarecrow bedryf en as ek nou net vinnig dink, die Gees sê vir my dis presies wat dit is. Hier scarecrows, hierdie geestelike goggas is so scarecrows. Ons vlieg die arende, ons vlieg hier bo verby, dan sien ons hierdie gogga en dan dink ons, daar's 'n gogga. Maar as ons daar gaan sit en hom dop hou, sien ons hy staan stil. En dan nog gaan sit hulle op hom. En doen hulle allerlei goed bo op hom. Sien, so dis 'n scarecrow. Ons het laas ons gepraat oor geestelike oorlogvoering. En ons sê ons gaan 'n bietjie weer daarna kyk. Hier ding is 'n bietjie hard hoor. Hy begin echo. En ons wil net vinnig recap. Jesus Christus het gekom en het gesê hoe hy wil hê ons moet leef. En ons lees dit in Markus 16. En hy het gesê en hierdie tekens sal volg. Die wat my glo, die wat aan my gehoorsaam is, en my woord getrou is, hierdie tekens sal hulle volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Hulle sal in nuwe tale praat. Hulle sal slange opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle nie seer maak nie. Hulle sal die hande op siekes lê en hulle sal herstel. Dis wat Christus Jesus gesê het. Sê dit is hoe ons moet leef. Dis hoe kinders van God veronderstel is om te lewe. 'n seëvierende lewe in Christus. In Timoteus skryf Paulus en hy sê dat God het ons nie die gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Engels sê sound mind. En dan weet ons dat ons moet kyk en ons moet verstaan wie is Vader, wie is God, wie is die Satan, wie is die goggas, dat ons hulle kan identifiseer, het ons gesê, ons het karaktereienskappe, attributes van God, die Vader het ons neergesit, en dit is allerhande awesome goede, en ons het gekyk na wat is die CV van Satan, kan jy onthou die CV van Satan, al die lelike goede. Okay. Maar in Johannes 10 vers 10 kom die Here Jesus Christus en hy sê vir ons die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. En nou is dit belangrik dat ons moet onthou dat ons het nie God en Satan vergelyk met mekaar nie. Dis nie wat gebeur het nie. Ons sê hier's attributes wat ons moet herken. En ons moet hulle erken. Sodat ons kan onderskeid tref en sien wat gebeur in ons lewens. Waar kom hierdie goed vandaan? Ons het gesê ook dat Satan is 'n gevalle engel. Hy het sy glorie verloor. Hy het nie meer power gekry toe hy afgekom het nie, nee. Hy het dit verloor, hy het sy glorie en sy glans verloor. Nou is hy 'n gogga. Waar hy eers die meesterstuk van skepings was, is hy nou die gogga. En ons moet dit verstaan. En ons weet dat die werke van die duiwel, is siekte en dood en vrees en depressie en moord en versoekings en al daai vieslike goed. Maar dan weet ons in 1 Johannes 3 vers 8, sê die woord vir ons, vir hierdie doel het die Seun van God gekom, om die werke van die duiwel te verbreek, te vernietig. Ons moet dit verstaan, want dit is die beginsel waarop die totale geestelike oorlogvoering rus. Die krag van Christus Jesus, die autoriteit van Christus Jesus, die autoriteit van God, die almag van God, die krag van Heilige Gees, die vuur van Heilige Gees. Want sonder daardie drie is dit impossible om teen hierdie ouens te staan, om teen hierdie scarecrows te staan. Onmoontlik. Ons is nog besig om te recap. En dan het ons gevra, maar waar kom dit vandaan? En ons sien ons in Efesiërs 6, het Paulus gesê, hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy sê, dit is teen owerhede,
teen magte, teen die heersers van die duisternis van hierdie wêreld, teen geestelike goddeloosheid in hoë posisies. En hy het dan gesê, neem dan die volle wapenrusting van God aan. En ons moet kragtig word in die Here, in die krag van sy sterkte. Not about us. Die krag van sy sterkte. Boeta, sissas, as ons in sy sterkte en in sy krag staan, as ons daai geloof move kan maak, you've got it. Dan het jy dit. Kom wat wil. Dit beteken nie, daar gaan niks by jou gebeur nie. Dit beteken nie, daar gaan nie goed op jou pad kom. Oh yes, daar gaan. But you will breeze over it. Want Here Jesus Christus het jou hand gevat, toe jy in die water sak, jy het op die water geloop, en toe jy sak, toe vat hy jou hand, en hy sê, Here, red my. En hy hou jou vas. Daarom is dit moontlik. Die woord van God is die hoeksteen van ons geloof. En toe het Jesus gekom en hy sê, ek gee julle sleutels van die koninkryk, baie belangrik. Baie belangrik in geestelike oorlogvoering. Ek gee julle sleutels van die koninkryk. In Matteus 18 staan dit geskrywe. Ons het dit laas keer behandel. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op hierdie aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op hierdie aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dan gaan hy verder en hy sê, weer sê ek vir julle, as twee van julle op die aarde saamstem oor enige saak, wat hulle mag vra, sal dit hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons moet hierdie goed onthou. Dit is absoluut krities dat ons hierdie goed onthou. Dit is ons wapenrusting. Dit is die platform van waaraf ons kan werk, wanneer ons met Goggas deel en met hulle te doen kry. Nou moet ek vir julle sê dat ek is nie die expert nie. Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek gee nie voor dat ek 'n boffin is nie, of 'n expert is nie. Ek kan slegs praat van wat ek ervaar het en wat ek beleef het. En ek sal later 'n bietjie praat daaroor. Maar die woord van God het ek laas vir julle gesê, gee vir ons, hy wys 'n paar geeste wat hy vir ons uitwys. Daar's 'n klomp, ek het nou nie almal eens te veel, en dit doen 'n onderrig aan die onderwerp en aan die toerusting van die liggaam as ou net vinnig daaroor hardloop. Want ou wil nie verkeerde goed saai nie en ou wil nie 'n halwe woord gee nie. Okay, so ek gaan net vinnig 'n paar noem en so aan, dat ou net verstaan waarvan ons praat, jy sien hoe dit werk en hoe dit aan mekaar steek, min of meer, dat jy net 'n gedagte vorm in die idee kry, dat jy nie soos ek binne dit vasloop en nie weet waaroor dit gaan nie. Okay, so. Maar Jesus verduidelik vir ons hoe dit werk in Matteus 12. Matteus 12 vers 28 en 29. Jesus kom en hy sê, maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf. Okay. Deur die Gees van God, Jesus Christus sê, hy, Jesus Christus, dryf die duiwels uit deur die Gees van God. Okay. Nie jy nie, nie ek nie, niemand, deur die Gees van God. Okay. Daarom is dit belangrik dat ons Heilige Gees ontvang. Wanneer ons weergebore is, en ons moet die krag van die Gees ontvang. Dis krities. Okay. Hy sê, as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Okay. En dan gaan hy verder en hy sê in vers 29, of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof. In Lukas 11, soortgelyk, vers 21 en 22, sê die Here Jesus, wanneer 'n sterk man, wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy, en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg, waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.
Dis die beginsel. Nou moet ons verstaan dat dit werk weerskante toe. Onthou, ons praat van ons liggaam, ons siel as ons huis, ons tempel. Okay. Dit werk net so. Wanneer ek my huis oppas, en iets sterker as ek kom en hy oorrompel my, dan neem hy besit van my huis, dan vat hy beheer oor my huis. Okay? En net so werk het andersom. Wanneer die Gogga daar in die huis ingetrek het, en dan kom die krag van die Heilige Gees, dan is ek sterker as hy, die autoriteit van Jesus Christus, dan kan ek hom bind, en ek kan hierdie goede uitlaat, en laat uitgaan, en die huis skoonmaak. And that's how it works. Okay. Dis presies hoe dit werk. En dan moet ons onthou, baie keer dan gaan ons sê, maar ken nie die goed, ek weet nie, dis te groot vir my, ek verstaan dit nie en. 1 Johannes 4, vers 4, Boeta, sis, as jy 'n versie onthou, 'n versie wil leer hierdie een, en verstaan hom. Hy sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin. Lees mooi wat daar staan. Hy praat van in die geloof kinders. Die moment wat jy weergebore is, die moment dat jy Christus Jesus aanvaar het en aangeneem het as jou saligmaker en verlosser, het jy hulle oorwin in Christus. You've already won them. Okay, jy hoef hulle nie te wen nie. Hulle is reeds oorwin. Jy het hulle oorwin in Christus Jesus. Omdat hy wat in jou is, groter is, of sterker is, as hy wat in die wêreld is. Anderwoorde sterker as die vyand, Satan, Goggas, scarecrows. Okay. Weet dit, want uit hierdie platform kan jy opereer. So ek het gesê, ons gaan gou kyk na 'n paar Goggas wat daar by die woord vir ons uitwys. Dis nie almal nie, daar's nog 'n klomp wat ek nou nie by aangeraak het nie, maar hoe dit nou moet ons verstaan ook dat daar's 'n rangorde ook in die geestesrealm, ook in die Gogga se kant, net soos wat daar aan God se kant is daar rangordes. Julle sal sien in Efesiërs 6 praat hy van magte en owerhede en so. Dis rangordes. Okay. En die sterk man, Jesus kom en hy praat van 'n sterk man, en 'n sterk man, dis soos die korporaal. Okay. Dis soos die korporaal en hy het sy troepe. Die korporaal is in beheer. Alright. En hy het 'n klomp velle wat daar onder hom opereer. En hy gee vir die ouens instruksies en hulle maak en doen. Nou die sterk man is gewoonlik die Gogga wat inkom, wat jy deur oopmaak en hom toelaat om in jou lewe in te kom as gevolg van whatever gebeur het. Trauma, siektes, krisisse, bekommernisse, goed wat met jou gebeur, al sulke dinge. En dan gaan daar 'n deur op en dan kom hier die eerste Gogga in. Kom ons sê dit is vrees. Argumente onthaal. Hier kom vrees in jou lewe in. En jy weet dit nie, jy verstaan dit nie, jy het nie ervaar, jy's nie bekend hiermee nie, en nou sit vrees daar, en hy het nou die deurtjie oop, want hy het sy deur binne, hy het sy voet aan die deur, daai deur kan nie toe nie, want vrees hou hom oop. En so sê vrees, okay, kom ons gee vir jou 'n bietjie fobies. Nou roep jy fobies in. Skielik is jy bang vir spinnekoppe. Here, ek kan nie op die leer klim nie, ek is bang vir die hoogte. Waar kom dit vandaan? Van hierdie vark af. Dis waar dit vandaan kom. En so sit hy, nou het hy al 'n Piet wat saam met hom daar is. En glo my, hulle wetywer nou om wie's nou in beheer daar, né? Want hulle is Goggas. Hulle kan nie in vrede lewe nie. Dis maar net so. En so gaan dit aan. En nou kom die neerslagtigheid en rebellie en so kom en vrees laat hierdie goed inkom. En nou raak vrees in beheer. Hy's nou nie meer die korporaal nie, nou raak hy die sersant. En soos vrees en die deur oop bly en hy nog anders inkom, en nou kom trauma in, en beangstheid, en wreedheid, en gruusaamheid, en al hierdie goede, kom in, omdat die deur oop is, en nou word hierdie sersant 'n stafsersant. En naderhand word hy 'n samajoor. En op 'n stadium is hy sommer oor na 'n offisierkant en hy's 'n kaptein. En hy's die sterk man in jou lewe. En nou kom Jesus en hy sê, jy moet hierdie sterk man identifiseer. En jy moet hom bind. Jy vat sy rang weg.
Jy strip hom van sy rang af. Knip, daar val sy pelle en sy pipslee op die grond. En nou is hierdie ander klomp rigtingloos, want hulle het nie meer 'n leier nie, want hy's gebind. En hy kan nie nou meer vir hulle sê, jy staan stil en jy bly daar waar jy is nie. Want hy's gebind. Want ons het sleutels van die koninkryk gekry. En alles wat ons bind op aarde sal gebonde wees in die hemel. En as ek hom bind, dan is hy gebind. En ek sê, jy bly stil in die naam van Jesus, dan bly hy stil. En dan kan ek sê, okay, Fobies, dan gaan jy in Jesus naam. Weg is jy na die voete van Jesus toe. Hoekom voete van Jesus? Want sy vyande moet 'n voetbank vir sy voete wees, voordat hy kom. En ek wil hy moet kom. So ek stuur hulle soontoe. Stuur hulle soontoe. Okay. Nie net weg, ek stuur hulle soontoe. Want wat sê die woord vir ons? Hulle swerf rond. Hulle swerf rond, en hy kom weer terug. Ek wil nie dit moet gebeur nie. Okay. En so kan ek nou hierdie ouens laat uitgaan, wreedheid, wraak, hebsug, al hierdie goede, kan ek uitstuur, as hulle teenwoordig is, in die naam van Jesus Christus, en einde te laaste, dan is hierdie ou gestrip, en hy is ook net 'n troep, want hy is nie meer kaptein nie. Want soos hierdie ouens geloop het, het hy deur die rang teruggegaan. En dan kan ek in sy vrees, dan gaan jy. En dis die beginsel waarna dit werk. In die naam van Jesus Christus. Want hy het oorwin. So kom ons kyk gou na 'n paar van die goggas wat die woord vir ons noem. Handelinge 16 vers 6. Ons ken hierdie bekende stukke. Gees van waarsêery. In Engels sê divination. Dit laat mense raad en inligting by goggas gaan soek en nie by God nie. OK. Waarsêery. En terwyl ons op pad was na die bidplek toe, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars die waarsêery groot wins ingebring het. Okay. Hier praat die woord, en hy sê vir ons, daar's 'n gees van waarsêery. Okay. Dis iemand wat, en saam met dit, is daar nou ouetjies soos goelaars, in Micha 5, daar's 'n klop stukke woord wat ek kan aanhaal, maar dit gaan vreeslik baie wees, so ek noem dit net baie vinnig. Goelaars, fortuinvertellers, wat hulle noem in Engels soothsayers, fortune tellers, sterrelesers, stargazers, zodiacs, horoscopes, sterrevoorspel, daai goeters, julle ken almal dit, heksery, warlocks, sorcerers, al hierdie goede val deel van hierdie waarsêery. Dis pionne in hierdie waarsêery sfeer. OK. En tweede ene, Levitikus 19, hulle noem dit in Engels 'n familiar spirit. Familiar spirit, dis die dode besweerders, dis bekende geeste, vertroude geeste, dis ouens wat soos, soos mediums is, wat nou kastig by die dode kan praat, die geeste oproep, daai klas van goeters, nee. Hulle praat met die geeste van afgestorwenes, mediums, yoga, psychic powers, al die goed, jy het al gehoor hiervan. Die woord van God is die lamp vir my voet en die lig vir my pad. Nie 'n gogga nie. Jou antwoorde is by die woord van God, en die gees van God lei ons, en hy wys vir ons waar ons moet gaan. Levitikus 19. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here julle God. Dan kyk ons na die gees van jaloersheid, jealousy, in Numeri 5 vers 14, word daar van hom gepraat. En daar kom 'n gees van jaloersheid oor hom, sodat hy jaloers word op sy vrou, terwyl sy inderdaad verontreinig het. Of 'n gees van jaloersheid kom oor hom, sodat hy jaloers word op sy vrou, terwyl sy haar nie verontreinig het nie. So, die gees van jaloersheid sien ons al by Kain en Abel se tyd, waar Kain jaloers is op Abel. Ons sien dit met Saul, wat jaloers is op Dawid. Gees van jaloersheid. En saam met dit is daar 'n klomp goede wat saamloop. Daar's Josef en sy broers.
Daar's nog 'n gees van jaloesheid wat ter hore wag. En wat het gebeur? Het hom verkoop. Imagine jy verkoop jou eie broer. En jy gaan sê vir jou pa nie, hy het gedooi. Dis 'n gees wat dit reël. Dis nie normaal vir 'n mens om so op te tree nie. Die Gogga het dit bewerkstellig. Die ouens ingekom, die deur was oop en hy kon hierdie misleiding en al manipulasie en al die goed geeste kon inkom en die sterk man was jaloers. Die sterk man was jaloesie. En hy het net al die goed gereël met die geeste wat hy laat inkom het. Saam met die gees van jaloesheid is gees van moord, afguns, haat, wraak, woede, wreedheid, twis, nyd, al hierdie klas van dinge. Dan kyk ons na die leengees. Die leengees kry ons in 2 Kronieke 18:22. Hier is meer 'n teaching as wat dit 'n preek is. 2 Kronieke 18:22 en nou kyk, die Here het 'n leengees in die mond van hierdie profete van U gegee. 'n Leengees. Nou saam met die leengees is misleiding, valsheid, leens, kinder, beskuldiging, valse getuies, laster, bygelowigheid. Alles hierdie goede, sinoniem. As jy gaan kyk na die leengees en jy sit sinoniem. Al die sinoniem, dis Goggas wat kan daar wees. Die name van die Goggas is basies gekoppel of verbind of het 'n betrekking tot of verwys na die tipe van die emosie wat die mens ervaar. Dis so simpel soos dit. Hy kry 'n naam omdat hy 'n spesifieke gedrag of 'n spesifieke emosie opwek. En dan het hy 'n naam. En dit is hoe dit werk. Leengees. En nou weet ons ook, Satan is die vader van die leens. Ja. Dan kry ons die perverse gees. Jesaja 19 vers 14. The perverse spirit. Nou dit is sy naam sê dit alles. Die Here het dit daar in 'n gees van bedwelming gegiet en Egiptes op 'n dwaalweg gebring in al sy werk. Nou die bedwelming is presies wat hierdie perverse spirit doen. Okay. Hy bedwelm die mense. Hy brug skanse en goed op wat jy sien nie die werklikheid in die waarheid. Jou sinne is verblind. En daarom wat mense kan gaan en in hierdie terwyl hy gemanipuleer word deur hierdie gees, die perverse gees, dan het hy bose aksies. Dit veroorsaak 'n gebroke gees, vuil gedagtes, pornografie, bloedskande, aborsies, al hierdie goed is as gevolg daarvan. Onreinheid, dis as gevolg daarvan. En hy maak jou sinne blind. Jy sien nie wat die ander mense sien nie. Vir jou lyk dit reg. Maar vir ander mense sê, wat is hierdie ou besig om aan te vang? Maar die perverse gees, daai bedwelming, manipuleer jou verstand, maak jou sinne blind. Jy sien nie die waarheid, jy sien die skans en die leuen wat opgerig word. Dan kyk ons na gees van hoogmoed. Haughtiness of pride, spirit of haughtiness of pride, Spreuke 16 vers 18. Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. En saam met hoogmoed is trotsheid, die eie ek, arrogansie, obstinaat, rebelsheid, selfmisleiding, twis, verwerping van God, misnoë, neerhalend, al daai klas van hardkoppigheid, eie wys. Dit is alles goed wat saam met hierdie ding gaan. Nou moet ek vir julle sê dat bykans enige Gogga kan 'n sterk man word. Dit hang net af wat in die persoon se lewe gebeur. Dit hang net af wat hierdie emosies is en wat die ou ervaar. Wat hy in eerste ingekom het, of wat hy in die meeste kos kry. Verstaan? En dan word dit die sterk man. Valsheid kan die sterk man wees. Maar saam met valsheid kan daar leens en twis en haat en nyd en wreedheid en al die goed ook inkom, afhangende van wat jy dink. Maar aan die einde van die dag is valsheid die sterk man gewees, wat die hele ding laat begin het.
Okay, so. Net so kan hoogmoed dit wees. Dan kyk ons na die verslaaggees. Die verslaaggees, the spirit of heaviness. Jesaja 61:3. Bekende versie, om vir die treuriges in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslaaggees. Verslaaggees. Spirit of heaviness, die woord sê dit alles. Wanneer jy swaarmoedig is, verslae is, jy het nie meer antwoorde nie. Saam met hom is treur, hartseer, selfbejammering, verwerping, depressie, selfmoord, gebrokenheid, hopeloosheid, wanhoop, verdriet, verslaanheid, al hierdie goede, dis als deel daarvan. En hierdie emosies is so maklik wat by mense opkom, net so chop chop. Dan sekere goed gebeur in 'n ou se lewe, dan is al magdom van hierdie emosies betrokke. En daarom moet ons die woord van God hê as ons anker. Daarom moet die woord van God die lamp vir ons voet, die lig vir ons pad wees. Daarom moet ons Heilige Gees in ons harte en lewens hê die hele tyd en hoor wat hy vir ons sê. Daarom moet ons hom raadpleeg gedurig deur. Daarom sê die woord, bedink die dinge wat daar bo is, sodat jy nie deur hierdie goed verswel geraak nie. Want as jy verswel geraak deur hierdie goed, dan gaan die deur oop. En dan kom hierdie ouens in. En voor jou oë uitvee, dan het jy 'n probleem. En dit gebeur met die kinders van die Here. Moenie 'n fout maak nie, dit gebeur. Dan kyk ons na die gees van hoerery. Hulle noem whoredoms. Hosea 5 vers 4. Hulle dadige gedoog geen terugkeer tot hulle God nie, want daar is 'n gees van hoerery in hulle midde, in hulle binneste. En hulle ken nie die Here nie. Okay, so die gees van hoerery, die woord van die Here praat van hoerery met as afgode, wanneer jy afgode dien. Okay. Dan staan met dit, die hele konsep van afgode, wanneer jy afgod dien, dit kan geld wees, dit kan drank wees, dit kan pornografie wees, dit kan enige iets wees wat jy hoor ag as God, is afgod. Is af van God af. Okay. En dan noem God dit hoerery. Want jy trou, wat aan God moet kom, is nie by God, jy is so ontrou aan God. Verstaan julle? Dit is waar het vandaan kom. So, die gees van hoerery, saam met dit is ontrouheid, ontug, onvergenoegdheid, ontevredenheid, afgoderry, onreinheid, oneerlikheid, leuns, valsheid, misleiding, sluwheid, jaloesie, afguns, al hierdie goed. Al hierdie goed, is 'n magdom van die goed. Wat saamwerk, dit werk altyd saam. Daar's meer as net een emosie. Wanneer jy mismoedig is, dan is jy heel waarskynlik kwaad ook. Gefrustreerd. Hierdie goed is daar, want ons is so gebou, ons het emosies in ons ervaar dit en voel dit, jy kan dit nie afsny nie. Maar ons moet dit hanteer. Daarom is daar vergifnis. Ons moet ons vyande vergewe, ons moet ons vyande seën en nie vervloek nie. Want dis hoekom die Here sê, doen dit, want as jy dit nie doen nie, dan is jy 'n deur wat oopgaan en die kom 'n gogga in, en oor 'n maand is hy 'n sergeant, en 'n rukkie later is hy 'n kaptein. En jy kan nie verstaan wat gaan aan in my lewe nie. Jy het 'n deur oopgemaak. Ons moet hierdie goed hanteer. En ons moet verstaan wat dit doen en waar dit vandaan kom. Dan is daar baie bekend, gees van krankheid, infirmity, Lukas 13, vers 11 tot 13, almal ken hierdie storieetjie. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom. En ons ken die storie. 18 jaar het hierdie gees van krankheid haar gebind. Hy was die sterk man in haar huis. En toe Here Jesus kom en hom wegjaag, toe kon sy regop staan. Toe sy genees, nie van die siekte, nie van die gogga. Die sterk man wat haar beheer het, wat haar manipuleer het, wat haar mislei het, wat haar sinne verblind het, wat van gesê het, jy is swak, jy is siek, jy is nie goed genoeg nie, ensovoorts, ensovoorts. So saam met die gees van krankheid,
'n swakheid, 'n siekte, allergie, asma, hooikoors, kondisies, artritis, selfbejammering, verwerping, rebellie, kanker, dood, afbreeking, wanhoop, hopeloosheid. Al hierdie goed gaan daarmee saam. Wat is emosies wat ons ervaar? Wanneer jy skielik baie siek is of 'n geliefde van jou siek raak met een of ander siekte of 'n kondisie, dan het jy hierdie goed, jy's rebels, jy's kwaad. Partykeer is jy hopeloos, want die dokters het nie meer raad nie en jy ervaar hierdie emosies. En ons moet versigtig wees dat ons hierdie emosies nie te veel koester en van dit 'n afgod maak nie. Want dan maak ons skep en ons bou ons eie vestings. Ons maak die deur oop en die sterk manne kom in. Goggas kom in en hy word 'n sterk man. Ons moet die goed hanteer. Daarom moet ons bely. Daarom moet ons met God praat. Daarom moet ons met Heilige Gees praat. Daarom moet ons met Jesus praat. En vir hom sê, bring die ding aan die lig. Here, ek weet nie wat om te maak nie. Hierdie situasie is daar. Dit is skielik ontstaan. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar bring dit in die lig, want as dit in die lig is, kan die duisternis niks daarmee doen nie. Maar as ons dit los in die donker, dan woeker die Gogga met daai ding. En hy maak hom groter en hy maak 'n kasteel naderhand. Bring die goed in die lig, dan kan die Gogga niks daarmee maak nie. Gees van vrees, nommer 10, ons gaan die laaste wat ek vinnig na kyk. Gees van vrees, 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En ons weet dat die volkomme liefde dryf die vrees na buite. So saam met vrees is vreesagtigheid, is angs, is fobies, nagmerries, gruwsaamheid, gruwelikheid, terreur, geweld, dood, stres, twyfel, ongeloof, vrees vir mense. Al hierdie klas van dinge is deel van vrees. Ons moet dit nie hê nie. Ons is nie so gebou om dit te hê nie. Ons het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Niks van hierdie ander goed moet daar wees nie. As iets van hierdie goed daar is, dan is dit nie reg nie. Dan moet ons dit aanspreek en uitkry. Dit moet wegkom. Nou sê ek nie enige emosie wat jy ervaar as 'n Gogga nie. Nee, hy's nog nie een nie. Maar as jy die emosie troetel en koester en nie hanteer nie, dan maak jy die deur oop sodat daai Gogga kan inkom. Nou al hierdie Goggas loop saam onder die bevel van 'n sterk man, afhangende hoeveel van hulle daar ingekom het in die persoon in. Nou, hier is net inligting, sodat jy kan verstaan, daar is sulke goed, hulle opereer wel, hulle loop saam, of hulle loop nie saam nie, of hulle is enkel, of wat ook al, maar hulle is daar, dit is 'n werklikheid, en hulle is daar om jou te probeer reneer. En ons moet hierdie goed hanteer. En julle het al baie gehoor dat mense sê, ek moet 'n pad stap saam met iemand. Dis absoluut krities noodsaaklik. Jy kan nie 'n persoon net gou help en dit is verby nie. Vergeet dit. Jy moet dit end uitsien. Want kyk wat sê die Here vir ons. In Lukas 11, vers 24, sê die Here die volgende. Hy sê, wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en hy vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan hy en hy neem 7 ander geeste slegter as hy self. En hy kom in en woon daar. En die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Wat sê die woord vir ons sê? Hy sê vir ons, boetas en susters, wanneer 'n onreine gees uit 'n persoon uit is, deur die krag van die Heilige Gees en die autoriteit van Jesus Christus, dan swerf hy. Want hy mos nou nie meer plek nie, sy huis is dan nou weg. En dan kom hy terug op 'n stadium en kom kyk. Is hierdie emosie nie nog daar nie? En as hy daar is, dan sê hy, Thomas, hier is 'n plek. Woep, kom hulle in, dan begin hy waar hy opgehou het. Jy het al baie gehoor, 'n ou wat aan alkohol verslaaf was,
En hy het reg gekom, skoon geraak, soos hulle sê, droog, of wat ook al die geval mag wees. Wanneer hy weer begin, dan begin hy by opgehou het. Het julle al gesien? Hy vat nie net weer 'n doppie, dan nog 'n doppie, en later 3, hy begin sommer onmiddellik met 2 borrels. Hoekom? Dis wat gebeur het. Presies wat gebeur het. Die gogga het teruggekom en het gekry, maar hier is hierdie huis. Daai verslawing is nog daar. Woep. Kom broer, hier is nog 'n borrel. Dis dit. Dis hoe dit gebeur. Die woord van die Here waarsku ons. So wat moet ons maak? Wanneer 'n gees, 'n onreine gees uit 'n mens uitgevat is, uitgegaan het, moet ons die huis vul met Heilige Gees. En jy as persoon moet jy vul met die woord. Jy moet die woord bedink, jy moet die dinge bedink wat bo is, sodat jy konstant gevul word met krag en woord van God. Sodat hierdie ou nie terugkom en sê, maar die plek is uitgevee, en daar is nou baie ruimte, ek kan 7 ander saam mee bring. Ek moet die huis volmaak met Heilige Gees. Want dis net Heilige Gees wat die gees uitjaag, ander geeste uitjaag. Hulle kan nie aankom as hy daar is nie. En daarom is dit belangrik, en daarom sê ons altyd, maak jou hele hart oop. Moenie dat Vader net in die voorportaal staan, soos Openbaring 3:20 sê, ek klop, ek staan by die deur en ek klop, as jy my inlaat, kom ek in en ek hou maaltyd met jou. Moenie dat die Here inkom en net daar in die voorportaal staan nie. Stuur hom gang af. Sê Heilige Gees, daar's my gang, daar's my kamers, daar's my kassa, daar's my laaie, daar's my kluis, daar's alles. Bo op die kelder, in die stolder, all over, gaan kyk, maak skoon, van die spinnerakke weg. Trap die kokkerot in die hoek dood. Moet, sodat jou huis vol kan wees van Heilige Gees. Nou wil ek julle vinnig net vertel wat met my gebeur het. Ek gaan nie name noem nie, ek het nie toestemming om die persone se name te gebruik nie. Okay, julle moet nou verstaan waar ek vandaan kom. Ek het nou groot geword in die NG Kerk, julle weet dit, né? En ek was bykans 40, 45 jaar oud, toe ek oor is na die Volle Evangelie Kerk toe. Nou in die NG Kerk tydperk, op 'n stadium met Sondagskool en al die goed, ek onthou, ek was nog 'n kannetjie in die laerskool, het ek by die huis gekom, een môre, ek het my ma gesê, ek het my hartjie vir liewe Jesus gegee. En sy het gesê, dis pragtig. En dis dit. Veel meer het ek nie geweet nie, veel meer het ek nie gedoen nie. En so het ek groot geword, toe ek op die koshuis was, in die hoërskool later stadium, op 'n stadium was 'n ou by die naam van Jakes, het hy my ook met my 'n paadjie gestap, en ek het weer eens dieselfde ding gedoen. Nou tussentyd is ek aangeneem voorgestel, het ons gesê, het jou dranklisensie gekry, en al die goede, en ek is AMI toe, en. Maar, elke nou en dan tussenin, dan is ek by die woord of by die kerk, of nie, my kinders het ek Sondagskool toe gevat, en die en daai, maar ek het nie verstaan hoe werk hierdie goed nie. Glad nie, en ek het ook nie rarig gekyk hoe dit werk, ek het nie probeer uitvind nie. Dit was mos nou die dominee moes my mos nou beduie het. Op 'n stadium het ek teruggekom. Die Here het my geroep, en ek was die verlore seun wat teruggekom het, en dit was in 2010. Nou net daarna, toe ek nou in die Volle Evangelie Kerk in, en dit is awesome, ek love hierdie goed, en dit is vir my grand. Begin die woord verstaan, begin Heilige Gees, ek bespreek in tale, en dis awesome man, ja, en ek het geestelike muscles, Arnold Schwarzenegger lyk klein man. En so loop ons 'n pad, saam met die pastoor, en hy leer ons allerlei goede, en ons doen die reisgids, en ons word skoon, en hy jaag hierdie goede uit, en ek sê, hoe werk hierdie goede? En hy sê, nee, ons begin kyk na die disipelskap, opleidingsprogramme, en al dies en daais. Nou is ek maar 2 jaar, wat ek teruggekom het, nou. En 'n persoon kom by my en sê, ek wil hê wat jy het. Ek sê, maar ja, ek kan nie vir jou gee, maar kan jy sê, waar kry ek dit? By Jesus. Kom ons gesels. Dit is nou sommer by die werk, nou. En ons sit eendag in gesels, en daar's 'n manifestasie.
Ek het nie 'n klou wat dit is. Maar ek sê dit hier gaan oor dinge wat ek nie ken nie. En die persoon is bewusteloos. Hierdie gogga vat die brein weg. Poep, daar's. Ek weet nie wat om te maak nie. Ek dink ek moet die paramedics kry. Die dokter, die kliniek, whatever. En die Heilige Gees sê vir my, bind hierdie ding, man. Ek weet nie eens wie dit is, wat dit is. Ek sê, ek bind jou. Ek bind jou, want ek onthou hierdie goed. Ek bind jou, in die naam van Jesus, los. En so gaan dit aan. En dit is 'n geveg. En eventueel kom die persoon weer by, en ek besef, hier's allerlei goed aan die gang. Ek verstaan nie hierdie lekker nie. En so moet ek die pad stap, terwyl ek self nie weet hoe dit werk nie. As ware in die diep kant ingegooi. En so was daar baie manifestasies. Selfs in die kerk, die persoon is ook in die kerk, die pastoor het 'n klomp goggas ook, met die Heer, in die krag van Jesus Christus, sy naam uitgedryf aan die kerk, onder andere waar was Jezebel, en ek weet nie wat alles nie. Maar so loop ons 'n paadjie, en ek kom agter dat, soos wat die persoon se lewe gegaan het, en op sekere ouderdomme, sekere goed gebeur het, is daar allerlei goggas en sterk manne wat ingekom, daar's meer as een sterk man. Toe die persoon klein was daar molestasies. Toe die persoon groter word, is daar verwerping, en sulke goeters. En elkeen van hierdie het 'n sterk man gekry, want daai deur is nog oop. En jy moet elkeen van hierdie situasies hanteer. Stukkie vir stukkie, stukkie vir stukkie, stukkie vir stukkie. En dit is 'n geveg van die môre tot die aand. 'n Geveg. En daarom is dit krities belangrik dat jy verstaan wat gebeur het, dat jy die agtergrond het, dat jy weet hoe om dit te hanteer, en dat jy weet waar die krag, jou krag lê. Jou krag lê in Jesus Christus. Autoriteit lê in Jesus Christus. Daar's niks, maar niks anders nie. Maar jy moet die geloof hê en kan verstaan en weet, jy is in oorwinning. As jy praat in die naam van Jesus Christus, moet hierdie gogga vir jou luister, hy het nie 'n keuse nie. En jy moet nie terugbek, miskien maar hy hoor nie, die gogga gaan nou nie uit nie, hy moet hoor. Jy moet dalk net harder praat, want hy kan doof ook wees, want hy kan hardhorend ook raak, en hy kan spytvoer en obstinaat raak, want hy's 'n gogga, daar's niks goed in hom nie, en hy sal jou probeer opponeer. En wanneer dit gebeur, beteken die sterk man is nog nie gebind nie. Hier's 'n ding wat hom in die oor fluister, sê, hy praat nie nou met my nie, want daar is almal lafharte hoor. Hy praat nie nou met my nie, maar hy fluister vir hierdie ou. Hey, moenie gaan nie, moenie luister nie. Hey, staan. Hopende dat jy gaan ophou. Baie keer kom hy op 'n stadium, het ek ook 'n sessie gehad, en daar's weer 'n manifestasie, dieselfde persoon, manifestasie, en hierdie ding, staan op, hierdie gogga staan op, en hy praat met so groot stem, so, en 'n taal wat ek nie ken nie, en dit stryk my, hierdie ding is besig om my te vloek, my te vervloek, ek breek dit in die naam van Jesus, en ek bestraf hom, en hy is weg. Ek weet nou nog nie wie dit was nie, stel ook nie belang om te weet wie hy was nie, ek weet hy's gone, en hy is na die voete van Jesus toe, maar dit doen hierdie goed om jou te intimideer, om jou bang te maak, laat vrees kan inkom. Jy kan sê, ek begin twyfel, maar ek praat hierdie ding, luister nie. Nou begin ek twyfel in my geloof. Pas op hiervoor. Dan is daar persoonlikhede. En elke persoonlikheid het sy eie ervarings. En soms is dit nodig om die persoonlikheid sy emosies ook te hanteer. Ek herinner my aan 'n sessie met 'n persoon ook, bevrydingssessie. Terwyl ons besig is, kyk ek vir die persoon en ek sien maar, skielik verander die persoon se gesig, en 'n klein dogtertjie. En die Heilige Gees wys dit, hy wys dit, ek sê, wat is nou die gang? En hy sê my, daar's, toe sy klein was,
nog 'n persoon geskep deur haar. En ek vra vir haar, hoorie, wat van klein Sunny? Sê nou maar Sunny. Wat van klein Sunny? Sy skrik haar boeglam. Hoe weet jy? Sy is nie ek wat weet, die Heilige Gees het my gesê, klein Sunny is daar en sy probeer jou keer, dat jy kan herstel en genees. Jy moet nou met klein Sunny praat, en vir haar sê sy moet gaan, sy is nie meer nodig nie. En sy het dit daar gedoen en sy is vry. Daar's allerhande fasette, allerhande dinge wat gebeur. Soms is dit nodig om terug te gaan in die verlede, na spesifieke ervarings wat die persone beleef het. Jy het al gehoor, hulle praat daarvan. Ek het dit gesien. Waar die kind, die persoon, nog 'n embrio was. Die persoon is nog nie gebore, hy het nog nie die lig van dag gesien nie. Maar waar die verwerping ingetree het, waar die pa gesê het, ek het nie nou tyd en geld vir hierdie kind nie. En wanneer jy teruggaan na hierdie hartseer en seer toe, dan skielik gaan lê die persoon soos wat hy in die baarmoeder van 'n ma sal lê. En hy ervaar daai emosies deur die krag van die Heilige Gees. En jy sien hoe die stikkend heel word. Daar is soveel seer. So onnodig. En dit is net Heilige Gees, Jesus Christus, God ons Vader, wat ons kan regmaak, herstel en genees. En deel daarvan is hierdie oorlogvoering. Want hierdie goeters, hierdie scarecrows, hierdie goggas, wil jou kom verwoes. Hulle wil jou slag, hulle wil by jou steel. Hulle sit saam aan die tafel wanneer Jesus Christus inkom en aan jou tafel kom sit. Dan kom sit hulle saam, want hulle is nog nie weg nie. Ons moet met hulle deel. En ons as kinders van die Here moet die Here gaan vra, en die Heilige Gees gaan vra en sê, wys vir my, waar is daar nog 'n plek of 'n faset of 'n gebeurtenis wat ek moet hanteer? Want dit breek jou. Dit is 'n vet groot anker wat uitgegooi is, wat jy nie kan vorentoe gaan nie. En jy gaan bly waar jy is in die Gees. Totdat hierdie goed los is, totdat hierdie goed weg is, totdat dit gebreek is. Jy moet vergewe waar dit nodig is om te vergewe. En vergeet. Moenie sê ek sê jou vergewe, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Boetas is 'n vesting, man. Dis onvergewensgesindheid. En jy sal nie herstel nie, jy sal nie gesond word nie, jy sal nie geestelik groei nie, solank jy daai gemors in jou het nie. Mark my words. Dit is so. Vergewe, 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 70 maal 7, maal 7, maal 7, maal 7. Vergewe. Josef het gekom en hy het gesê, sy eerste kind het hy gedoop Manasse. En wat beteken Manasse? Ek vergeet. My memory is blank. Hy is uitgewis. Soos wat Jesus Christus kom en met sy bloed ons skoon was, dat daar nie 'n treis oorbly van die sonde wat ons gehad het nie. So moet ons vergewe. Daar moet nie 'n imprint nog wees as jy potlood vat en oor hom krap en jy sien wat daar staan nie. Nee, daar moet niks wees nie. Dis hoe jy moet vergewe. Want as jy nie vergeet saam met die vergifnis nie, gaan jy dit recall en jy gaan daai ding weer hê. En dan gaan eers begin met die ene, en dan sit daar, en jy dink jy regtig nou aan nie, maar hy kom nie op, elke nou en dan, en voor jy sien, is daar nog ene wat jy nie vergewe nie, as jy weer sien, dan begin jy kwaad word, en dan het jy woede, en dan begin jy skiem, hoe gaan ek jou terugkry? Dan het jy lank al 'n probleem. Jy het dit net nie gesien nie. In ons, as kinders van God, moet daar net die liefde van God wees. Niks anders nie. Volkome liefde.
Want God sê, wees dan volkome soos ek volkome, wees volmaak soos ek volmaak is. Dis hoekom ons Heilige Gees kry om ons daai liefde in ons te hê. En ons moet hom toelaat dat hy daai liefde uitstrooi, hy huis van ons vol maak met die liefde. Want daar's niks anders wat dit gaan oorwin in ons nie. Net die liefde van God, wat ons het deur Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. That's it. Daar's nie ander medisyne nie. Daar's glad nie ander medisyne nie. Johannes 8 vers 36 sê as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak in Johannes 8:32. 2 Korintiërs 3:17 En die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is vryheid. Laat ons dan vry word as ons nog nie is nie. Laat ons vry bly. En laat ons ander help vry kom. Die krag van Jesus Christus in sy naam. Amen. Met almal nagmaal. Is daar iemand wat kort, iemand wat nie broodjie het nie, nie sappie het nie? Ek hoop werklik dat die lering julle gehelp het, dat daar iets is wat julle kan huis toe vat, iets is wat julle kan vat vir die pad vorentoe. En dan as jy dalk in so 'n situasie kom, jou default is die woord van God. Jy het die sleutels van die koninkryk. Here Jesus Christus het ons daai sleutels gegee. En hy het daai sleutels vir ons moontlik gemaak. Met die pad wat hy gestap het op Golgotha. Die oorwinning wat hy behaal het by die kruisiging en die opstanding. Toe die vyand uitgekleed en hom gewys het, dis die vyand, dis hoe hy lyk, dis wat hy doen. En toe hy die dood oorwin het, sodat ons ewige lewe kan hê in hom. En daarom kan ons vry wees. Want hy het ons vrygemaak. En wanneer ons bely, is hy getrou en regverdig, om ons daai ding te vergewe, en ons te reinig van die ongeregtigheid. Die bloed van Jesus Christus, die pad van die kruistog, die opstanding van Christus. Dis die oorwinning wat ons het. En dan weet ons, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat hy die Here is. Dit sluit Goggas in. Hulle knie sal buig, hulle knie sal buig, hulle tong sal bely dat hy God is. Hulle weet dit reeds. Ons lees dit in die woord. Waar hulle gekom en sê, dis nie nou ons tyd nie, Here, jaag ons eerder in die varke in. Hulle weet wie hy is. Want hy het oorwin. En ek en u gebruik hierdie nagmaal, sodat ons herinner kan word daaraan, dat ons in hierdie selfde oorwinning staan. Ons staan in hierdie oorwinning. Die woord van die Here is vol, waar hy sê, die Here gaan voor ons uit, God gaan voor ons uit, hy veg ons battles vir ons, hy maak ons berge gelyk, hy gee ons woestyne water, maak dit valleie, hy gaan voor ons uit, sodat wanneer ons daar kom, ons in hierdie oorwinning kan loop. Ons moet nie die oorwinning gaan behaal nie, ons moet in dit loop. Baie groot verskil. En daarom gebruik ons hierdie nagmaal, en daarom is ons dankbaar vir môre, dat die liggaam van Christus vir ons gebreek is. En dat hy vir ons hierdie nagmaal ingestel het, ter nagedagtenis, sodat ons herinner kan word aan hierdie oorwinning.
En die bloed van Jesus Christus maak ons vry. Hoe maak hy ons vry? Want hy was ons skoon van die sonde. Skoon. En nou is daar geen vatplek nie, want ons is silwer skoon gewas. Ons het nie meer 'n gewete en 'n geheue wat ons herinner aan hoe vuil jy was. Nee. Die bloed van Jesus het ons skoon gewas. Die vyand kan nie nou kom en jou beskuldig nie. Hoe kan hy jou beskuldig as dit vergewe is en weg is? Die bloed van Jesus maak ons vry. Ons moet hierdie beginsel verstaan. Boeta, sissas, dit is so krities, so belangrik. Wanneer jy bely en vergifnis vra, weet dat jy dit het. Moet nie twyfel aan die vergifnis nie. Want die vergifnis maak jou los. Dit maak jou vry. Sodat jy met vrymoedigheid voor Vader kan kom staan. As jy nie glo in daai vergifnis nie, you will never, ever stand before God. Jy gaan altyd bang en skaam wees en wegkruip. Die bloed van Jesus Christus reinig ons, maak ons skoon, maak ons los, maak ons vry. En wanneer die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Amen. Vader, baie dankie vir u oorwinning. Baie dankie, Here, vir die groot genade en goedheid en guns, dat ons altyd in hierdie oorwinning kan staan. Dat ons in hierdie oorwinning kan loop. Dat ons hierdie oorwinning ons eie kan maak, want ons is mede-erfgename in Christus Jesus. Here, dat hierdie woord vir ons 'n werklikheid wees in ons lewens. Dat die penny drop in ons gedagtes en ons vernuwe word, Here, sodat ons hierdie woord kan ervaar en aanvaar en ons eie maak en dat dit ewigheidswaarde in ons lewe sal hê. Here, sodat ons u liggaam kan bou. Dat ons u liggaam kan stig. Dat ons die liggaam kan herstel. Dat ons die oorwinnings kan behaal. Here, sodat ons kan woord en getuies gee van die oorwinnings wat u vir ons gee. Die oorwinnings waarin ons kan loop, wat u vir ons bewerkstellig het. Ons loof en ons prys en ons eer u, Here, omdat u God is. Omdat u goed is, omdat u heilig is en almagtig is, en omdat u liefde is. En omdat u liefde vir ons bewys het deur Christus Jesus te stuur. Sodat hy aan die kruis vir ons die oorwinnings kon behaal. Terwyl ons nog sondaars was. Ons bring aan u, Here, die lof en die eer en al die aanbidding wat ons kan gee. En ons vra, Here, dat u ook hierdie week vir ons sal seën. Dat ook hierdie week u voor ons sal uitgaan. Ons pad vir ons gelyk maak. Here, dat ons u sal ken in al ons weë. Dat ons met u sal gesels en al ons probleme en al ons bekommernisse en al ons dinge en frustrasies en moeilikheid vir u kan gee. Dat ons dit vir u kan vertel. Sodat u dit uit ons mond uit kan hoor. Sodat u ons kan rig en stig en optel en lei en veilig hou en bewaar in die palm van u hand. En u kom toe die krag, die eer, die heerlikheid, die sterkte in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie geseënde week vir julle almal. Trek warm aan.